Baie welkom by ons erediens van die gemeente NG Kempton Park Oos. Nou ja, ons is deur die Paastydperk, ons is deur Hemelvaart en ons staan aan die begin van Pinkster. Baie welkom. Ek gaan ons oggenddiens as 'n inleiding gebruik ook tot die eerste deel van die Pinkster wat ek gaan aanbied en daarna gaan Dominee Werner nog 2 geleenthede aanbied. Dit sal ook opgeneem word en dit sal ook beskikbaar wees op YouTube en Facebook vir diegene wat graag daarin wil deel, reg oor die land en reg oor die wêreld. Ons is bly dat julle saam met ons wil deel in die Pinkstertyd. Onthou dat Dominee Werner ook 'n hemelvaartdiens opgeneem het en dit is ook beskikbaar. Kom ons begin ons erediens met 'n wotum en 'n seëngroet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir die geleentheid om U te aanbid. Baie dankie vir die geleentheid om op grond van U woord te kan reflekteer oor die geloof, oor godsdiens, oor ons verhouding met U, oor U genade aan ons. Ons wil bid dat U die erediens vanoggend sal gebruik en dat U ook die temas wat hieruit voortvloei sal gebruik tydens ons Pinksterweek. Ons dankie dat soveel mense reg oor die land en wêreld hierin kan deel en ons bid vir hulle elkeen dat U by hulle elkeen sal wees, dat hulle U seën, U teenwoordigheid, U liefde, U goedheid, U genade kragtig sal beleef. Lei ons nou deur U Gees asseblief. Amen. Geliefdes, my skriflesing gaan eers baie later wees. Dit is uit Deuteronomium 6, ek sê dit maar altyd vir diegene wat wil opsoek, maar natuurlik met die Facebook en YouTube weergawe het julle die voordeel dat die teks op die skerm sal verskyn. Ek meld maar net dat alhoewel ek altyd die 83-86 vertaling gebruik, is daar partykeer klein verskille tussen die teks wat op aanlyn beskikbaar is en die wat ek lees. As daar verskille is, asseblief weet net dat dit normaal is en dat dit baie klein verskille is. Hoe dit ook al sê, Deuteronomium 6. My hoofthema vir vandag se erediens en dan vir die 3 temas wat daarop gaan volg, waarin ek dit gaan uitwerk, is eintlik, kan ek op verskillende maniere formuleer. Heel eenvoudig sal ek sê, glo ons reg, of leef ons reg, of net glo reg versus leefreg. Bietjie 'n langer formulering sou wees, wat is die implikasies van ons verlossing op ons daaglikse lewe? En dan gaan ek natuurlik nou net enkele aspekte van ons daaglikse lewe aanraak. Maar dit is die oorkoepelende tema, glo reg of leefreg, en dit is nie noodwendig dat hierdie 2 in teenstelling met mekaar is nie, want ons moet reg glo, maar vanuit ons reg glo moet ons ook reg leef. Dit is nie goed genoeg om net reg te glo nie. Uit die aard van die saak sal dit ook nie goed genoeg wees om net reg te leef nie, want dan is ons by verdienste. As deel van die inleiding, vandag se tema val uit 1 in 11 kort hoofpunte. Ja, jy het reg gehoor, 11 hoofpunte, maar ek hoop jy het ook gehoor 11 kort hoofpunte. Ek wil graag 'n breë oorsig gee en dit dan toelig aan die hand van die 3 temas wat hierop gaan
volg. Voor ek begin met die eerste van ons 11 kort hoofpunte, wil ek net weer daarop wys dat ek dink is 'n geweldige voordeel wanneer mense diens aanlyn kyk, selfs wanneer jy in die kerk was, wanneer jy weer wil teruggaan na sekere punte om te verwys of na die skrifgedeeltes wat aangehaal word. So daar so 'n bietjie van 'n mooi samewerking tussen om fisies in die kerk te wees, maar ook die voordeel van die aanlyn opnames te hê. Die eerste van die 11 kort hoofpunte. Godsdiens. Na die verlossing uit Egipte kan eenvoudig beskryf word as 1. 'n manier van lewe op grond van 2. 'n basiese lewensveranderende gebeurtenis. Ook 'n gebeurtenis wat die ganse geskiedenis van gelowiges verander het. Ek herhaal. 'n manier van die verlossing uit Egipte, godsdiens daarna kan beskryf word as 'n manier van lewe op grond van 'n basiese lewensveranderende gebeurtenis. Hierdie manier van lewe word uitgespel in wat ons ken as die 10 gebooie. Nou ek hou glad nie daarvan om na die 10 gebooie te verwys as die 10 wette nie. Ek hou selfs nie daarvan om daarna te verwys as 10 reëls nie. Ek hou daarvan om dit te beskryf as 10 baie basiese beginsels wat 'n ordelike en 'n regverdige samelewing waarborg. Ek sal verstom wees indien enige iemand na hierdie opname kyk en nie die 10 gebooie ken nie, of die 10 basiese beginsels wat God vir die lewe na die verlossing uit Egipte gegee het nie. 'n belangrike opmerking, nie net vir direk na die verlossing uit Egipte nie, maar tot vandag toe, en wat my aanbetref, tot solank as wat ons aardse bestaan voer. Indien almal volgens hierdie 10 breë riglyne sou lewe, sou dit 'n rustige, veilige, regverdige en opbouende samelewing waarborg. Dis 'n tema op sigself en ek het al daaroor gepreek. Ek gaan nie vandag daaroor preek nie, oor hoe dit wat verkeerd is in ons samelewing, dit wat verkeerd is in ons lewens, dit wat lyding veroorsaak, probleme veroorsaak, hartseer veroorsaak, alles eintlik teruggevoer kan word na, om nie te hou by God se plan vir die lewe nie. Maar hierdie 10 riglyne, en dis uiters belangrik, berus op 'n beginsel. Ons kan nie net na die 10 riglyne kyk en sê, ja, dis die riglyne wat God gegee het. Jy moet altyd verstaan, op watter beginsel berus hierdie 10 riglyne. Die beginsel is, God het julle verlos. Gaan leef nou so. Ek wil die eerste 2 verse van Exodus 20 lees. Alhoewel, meeste van ons dit uit ons kop uitken, kan jy die eerste 2 verse baie keer by mens verbygaan, omdat jy dadelik by die 10 riglyne wil kom. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. En dan eers volg die 10 riglyne. God het die volk, sy verbondsvolk, verlos en gee dan die opdrag, gaan leef nou so. Ek wil weer die klem plaas daarop. Gaan leef nou so. Dan 'n woorde, uiters belangrik, dis nie 'n aksie nie, dis 'n reaksie. Hierdie aksie-reaksie volgorde mag nooit ooit omgedraai word nie. Want die oomblik as ons dit omdraai, dan sit ons met 'n selfverlossingsgodsdiens en ons sit met die probleem van redding op grond van verdienste. God neem die aksie. Hy verlos die volk. Die mens moet daardeur aangeraak word. Besef wat God gedoen het en dan
daarop reageer. Ons tweede hoofpunt, en ek herhaal dat hulle kort is, en dat hierdie 'n baie, baie breë oorsig is oor 'n paar duisend jaar. Godsdiens ontaard. Die 10 gebooie word deur die godsdienstige leiers uitgebrei na 613 wette, hier het al baie keer gehoor, en nie net 613 wette nie, maar ook duisende bepalings, meer as 1800 bepalings net rondom die Sabbatdag. Godsdiens word 'n las, miskien sterker gestel, godsdiens word 'n straf, dit word 'n plig, dit word verdienste. Soveel so dat Jesus in sy tyd sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En nou staan dit nie daar in die teks nie, maar ek wil die konteks uitspel. As Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, dan moet ons daarin lees en hoor, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, van om te probeer, om al die reëls en die wette na te kom, wat die godsdienstige leiers op julle skouers geplaas het. En dan sê hy, my juk is sag, my las is lig, kom leer van my. Ons derde hoofpunt. Jesus kom op die toneel, en hy kom maak 'n radikale regstelling ten opsigte van die godsdiens. Hy leer die mense, dit gaan nie oor die nakoming van reëls nie, dit gaan nie oor verdienste nie, dit gaan nie oor wette nie, dit gaan oor julle gesindheid, en die kerngedeelte in die Bybel, wat hierdie boodskap van Jesus uitspel, is natuurlik die bergrede Matteus 5 tot 7. Jesus sê, ek kom nie om die reëls ongedaan te maak nie, maar om hulle ware betekenis te laat kry, om die wette weer te laat voldoen aan hulle oorspronklike, God bedoelde oorsprong. Nie verdienste nie, maar reaksie op genade. Ons kan dit nooit sterk genoeg beklemtoon in ons godsdienst nie. Nie verdienste nie, maar reaksie op grond van God se genade. Nou ja, dit is op sigself ook 'n baie groot tema, as jy gaan kyk na Jesus se twisgesprekke, of die twisgesprekke tussen hom en die godsdienstige leiers, fariseërs, sadduseërs, skrifgeleerdes, soos hulle beskryf word, dan kom jy dit agter. As jy Jesus se gelykenisse hoor en lees, dan hoor jy van hierdie regstelling. As jy na sy preke luister, en so meer. Jesus wil mense weer leer om reg te leef op grond van God se genade, of dan nou om reg te leef in reaksie op die genade wat hulle van God ontvang het. Geliefdes, ons vierde hoofpunt, die eerste Christene snap dit, hierdie beginsel, en hulle leef anders. Die evangelie word verkondig, beter geformuleer, die goeie nuus van die verlossing in Christus Jesus word verkondig, en dit roep mense op tot 'n nuwe manier van lewe. Die vroeë Christene, op grond van hulle verlossing, leef anders as die gemeenskap. Hulle leef regverdig. En 'n baie belangrike formulering, hulle leef anders nie om gered te word nie, maar omdat hulle gered is. Daai refrein moet by ons vasslaan. Hulle leef anders nie om gered te word nie, maar omdat hulle gered is. Nog 'n opmerking wat by hierdie punt pas. Hulle is gered, en hulle geloof is eenvoudig in Jesus as die verlosser en die seun van God. Dis nie 'n uitgewerkte leer nie. Dis nie 'n stel dogmatiese stellings wat hulle glo nie. Dis die eenvoudige boodskap, Jesus is die beloofde Messias van die Ou Testament. Hy is die seun van God, hy is opgewek uit die dood. Hy verlos ons. Hulle leef anders, en hulle behandel ander mense anders.
Ons 5de hoofpunt, in die kerk van die middeleeue loop dinge radikaal skeef. Ek wil die Engelse term gebruik, net omdat het vir my so beskrywend is. They lose the plot. Hulle verstaan godsdiens en die basis daarvan heeltemal verkeerd. Alles word nou weer verdienste. Byna net soos wat die godsdienstige leiers in die Ou Testament God se oorspronklike 10 eenvoudige riglyne vir die lewe misverstaan het, gaan vermeerder het en daarvan 'n leer van verdienste gemaak het. So maak die kerk in die middeleeue van godsdiens weer 'n plig, 'n stel reëls. Dit gaan so ver as dat jy 'n aflaatstelsel kry waar jy moet betaal vir die vergifnis van jou sondes. Wat so ver gaan dat jy geld kan gaan betaal sodat die leiers van die kerk bid vir die vergifnis van sondes van mense wat reeds dood is. Nie 'n boodskap van genade nie. Dit word 'n selfverlossingsgodsdiens. En ek wil die gewaagde stelling maak om te sê, die kerk word belangriker as God. En werke en verdienste word belangriker as God se genade. Ons 6de hoofpunt, die pendulum swaai. Daar kom die reformatie. Martin Luther, Calvin, 'n hele klomp ander leiers. En daar kom 'n radikale, met die reformatie, kom daar 'n radikale korrektief op hierdie leer van verdienste. Die reformatie is 'n groot en 'n belangrike tema op sigself. Vir die doeleindes van hierdie diens noem ek net die 3 groot slagspreuke, wat eintlik alles sê oor die reformatie. Die reformatie se 3 groot slagspreuke, sola gratia, sola alleenlik, gratia genade. Ons word gered alleenlik uit genade, die totale teenstelling van verdienste. Sola gratia, die tweede slagspreuk. Sola fides, alleenlik geloof. Geloof is die enigste manier waarop wanneer jy die genade boodskap van God hoor, jy dit kan aanneem, jy dit jou eie kan maak, deur te glo. Sola fides. Die derde slagspreuk, sola scriptura, alleenlik die skrif, die Bybel, die woord van God. Dit alleen is God se woord en ons gesagvolle maatstaf. Nie die uitsprake van enige godsdienstige leier, kerkleier, hoof van die kerk, enigiemand anders nie. Sola scriptura, net die Bybel, die woord van God. En dit was 'n wonderlike en 'n radikale swaai en draaipunt in die geskiedenis van die kerk. Ons 7de hoofpunt. Dit bly ongelukkig nie so mooi nie. Ek wil 'n baie gewaagde stelling maak. Daarna verloor die gereformeerde kerke reg oor die wêreld weer die plot. Ek weet dit is 'n grove veralgemening. Ek weet dit is 'n baie ernstige aanklag. Ek besef dit, maar ek is oortuig daarvan dat dit waar is. Ek wil dit so verwoord. Geloof of godsdiens word tot 'n baie groot mate 'n rasionele oefening. Ek herhaal, dis 'n grove veralgemening en 'n ernstige aanklag. Maar ek dink een wat ons moet hoor en ernstig moet opneem. Geloof of godsdiens word 'n rasionele oefening. In plaas van om te vra, leef ons anders, word die hoofklem, verstaan ons reg,
Verstaan ons die Bybel reg? Interpreteer ons die Bybel reg? Met 'n totale oorbeklemtoning van wat verstaan ons? Hoe dink ons? Wat glo ons? Ek herhaal, godsdiens word tot 'n groot mate 'n rasionele oefening. Gaan lees die boeke, gaan luister na die preke wat in hierdie tyd gelewer is. En dit alles staan teenoor, hoe leef ons? Hoe leef ons? Ons 8ste hoofpunt. Daar's 'n dilemma. As ons hierdie saak wil regstel, dat die klem moet val op leef ons reg, en nie in die eerste plek glo ons reg. En natuurlik moet ons ook reg glo, ek bedoel, dit is net logies. Maar die vraag is, stop dit daar, of leef ons reg op grond van dit wat ons reg glo? Die dilemma. Jy kan dit nie vir mense voorskriftelik leer nie. Jy kan nie vir mense in 'n kerk sê, jy moet dit of dat doen nie. Jy moet dit sis of so doen nie. Jy mag nie dit nie. Jy mag nie dat nie. Want dan is jy weer by verdienste. Eintlik nog sterker gestel. Dan is jy by wettisisme. Dan is jy terug by waar die godsdienstige leiers voor Jesus en in Jesus se tyd was. Wettisisme, verdienste kom neer op red jouself. Niemand kan dit uit eie krag en eie motivering doen of volhou nie. Ons 9de hoofpunt. Nou hoe dan? Hoe moet ons die boodskap oordra? Wat moet ons vir mense leer? Hoe moet ons die boodskap tuisbring? Dit mag ooreenvoudig klink, maar dit moet ooreenvoudig wees. Leer vir die mense, en dit is ons almal se verantwoordelikheid. Nie net godsdienstige leiers, predikers en so many ouers, grootouers, onderwysers. Almal leer die mense oor en oor twee dinge. Wat het God vir my en jou gedoen? Wat behels die verlossing in Jesus Christus uit genade? Ek wil dit herhaal. Wat behels die verlossing deur Jesus Christus uit genade? En dan die tweede punt. Reageer daarop. Hoe? Reageer so daarop, of dan nou oorgeset synde, jy kan niks doen om gered te word nie. Jy hoef niks te doen om gered te word nie, maar jy kan anders leef, omdat jy gered is. Gaan kyk na die rolmodelle in die Bybel, gaan lees Hebreërs 11, weer die geloofshelde, Abraham, Noag, Moses, Petrus, Paulus, mense wie se lewens radikaal verander het, omdat hulle die genade van God begryp het, en ook die implikasies daarvan, van 'n nuwe lewe. In ons 10de hoofpunt, die tweede laaste van 11, kom ek nou eers by ons sleutelteks, en dis 'n langer skriflesing as wat ek gewoonlik in 'n boodskap lewer, maar in hierdie geval is dit noodsaaklik om die hele gedeelte te lees. Deuteronomium 6 vers 1 tot 25. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie
wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is, en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word, in die land wat oorloop van melk en honing. Dis is wat die Here jou God van jou voorvaders jou beloof het. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en moet hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is. As jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land, waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee, wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade, waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte, wat jy nie uitgekap het nie. Wingerde en olyfbode, wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam 'n eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie, want die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel, soos julle by Masa gedoen het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. Doen wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed gaan met jou, en dat jy die goeie land, wat die Here met die eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit neem. Dat jy al jou vyande kan verdryf, soos die Here beloof het. Wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir u gegee het, moet jy hom antwoord. Ons was in Egipte, die Farao se slawe, en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry. Toe hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het, en rampe oor Egipte laat kom het, oor die Farao en sy hele huis. Maar vir ons het die Here daarvandaan laat wegtrek, om ons in hierdie land te bring en dit vir ons te gee, soos hy aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd goed kan gaan met ons en sodat ons kan bly lewe soos dit nou die geval is. Ons sal die wil van die Here ons God doen, as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam en daarvolgens lewe soos hy ons beveel het. Verlossing uit Egipte deur God en 'n lewe van gehoorsaamheid in reaksie daarop. Ons 11de en laaste hoofpunt. Die Nuwe Testament. Die apostels verkondig die evangelie, die goeie nuus van wie God is en van wat hy gedoen het in Christus Jesus. Hulle verkondig nie, hier is die reëls nie. Hulle verkondig nie, as julle dit en dat en dat en dat doen, gaan julle gered word nie. As julle ophou om dit en dat en dat en dat te doen, sal julle vir die Here aanvaarbaar wees nie. Hulle verkondig die evangelie, die goeie nuus, God het reeds in Christus Jesus vir ons voorsiening gemaak. Reageer daarop. Gaan leef nou so. Ek sluit af.
Ons moet 'n totale kopskuif maak in 'n neutedop in plaas van om te vra, glo ons reg? Verstaan ons reg? Moet ons vra, leef ons anders? En dan kan jy nooit daai vraag vra sonder om te vra, leef ons anders, omdat ons besef hoe lief God ons het nie. Amen. Here, help ons om nie te dink, help ons om nie te leef. Help ons om die essensie te verstaan van genade, aksie van u kant af, en reaksie deur gehoorsaamheid. Bewaar ons teen soveel subtiele en soms minder subtiele verdraaide boodskappe, wat neerkom op verdienste en selfredding. Wees ons genadig. Ons bid dat u ons ook sal seën in die res van die Pinkster reeks. Dit alles uit genade, op grond van die liefde van God ons Vader, die soenverdienste van Jesus Christus, en die oortuiging deur God, die Heilige Gees. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.